So die vraag is, het jy voorwaardelike aanbidding, aanbid jy die Here, sodat hy iets moet doen, of omdat hy iets gedoen het, of aanbid jy vir wie jy is? Is jy 'n aanbidder, of is jy 'n parasiet? En net jy weet, jou verhouding met die Here, hoe danig dit is. Dan sluit ek daarbij aan vanoggend, Hebreërs 13 vers 15. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur lippe wat dankbaar sy naam verheerlik. Onophoudelike aanbidding, lof aan die Here. Met ander woorde, erkenning aan hom as God. Wees gedurig deur bewus dat God God is. Niks kan het verander nie. Niks wat in jou lewe gebeur, kan het verander nie. Niks wat die wêreld doen, niks wat die vyand doen, niks wat die hele skepping doen, kan het verander nie. God is God. En hy alleen. Jesus kom by Lazarus se graf. Hy is 4 dae in die graf, en dan kom die Here daar, en Martha en Maria is in 'n vlekspin oor die hele storie. En dan sê die Here vir hulle, glo net. En dan stap hy na die graf toe en hy sê, vat die klip weg. Maak die deur oop. En dan in Johannes 11 vers 41, Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Toe sê hy, Lazarus, kom uit. So wat Jesus hier doen, hy erken Vader as Vader. Sê ek dank U, Vader, dat U my verhoor het. Hy bely sy afhanklikheid van hom, wat vir ons 'n uitdaging is om te verstaan, want Jesus is self God. Hy en die Vader is een. En dan maak hy 'n geloofsverklaring. So hy doen hierdie 3 goed. En dan sê hy Lazarus, kom uit. Filippense 4 vers 6 sê moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Dan kom vers 7, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Selfde bedoel. Hy sê, maak jou behoeftes aan God bekend. Sê van, Vader, dit is wat nodig, dit is ons graag wil hê. Hier is ons probleem. Doen dit met danksegging. Dank God. Here, ek dank U dat U my hoor. Nog voor iets gebeur het, nee, nog voor iets gebeur het. En dan kom vers 7, en hy sê die vrede wat verstand te bowe gaan, sal jou hart bewaar. Nie nadat dit wat jy gevra het gebeur het nie. Die oomblik wat jy erken dat hy God is, dat jy afhanklik is van hom, en jy dank hom vir wie hy is, op daai oomblik gee hy vir sy vrede. Die oomblik wat jy besef wie God is, en mense, kom ons kyk net die nigter hierna nie. As God, die heilige, die almagtige, die grootste, as hy sê, dis hoe dit is, wie kan het anders maak? Niemand nie. En nou kom ons vir ons sê, Here, asseblief, ek het hierdie probleem, help my. Dankie dat jy hoor. En in plaas daarvan, dat ons in geloof voor ons staan, sê, Here, maar U is God, U hoor my, ek het U beloftes, dit wat U sê is waar U woord is, waar U sê, as ek praat, hoor U my, U woord sê, U is lief vir my. U woord sê, ek is in die holte van U hand. En dan
anders as om vrede te hê. Ek draai dit om. As jy oor iets in jou lewe nie vrede het nie, dan beteken dit of jy nie gebid daaroor nie, of jy glo nie dat God jou gehoor het toe jy bid nie. Jy glo nie dat hy is wie hy is. Want as jy in jou hart regtig glo, hy is God, hy is die Almagtige, wat hy sê gebeur, en hy hoor my, dan kan jy anders as om vrede te hê. Ons probleem is, ons maak ons vrede afhanklik van die resultaat van ons gebed. In plaas daarvan, dat ons vrede afhanklik is van wie hy is. Hy is God. Hy hoor jou. Hy weet wat jy sê. En hy weet wat om te doen. Maar hy doen wat hy wil, want hy is God. Geloof is om te aanvaar dat hy wat God is, die beste weet. Ook in hierdie situasie. En om nie dink, idee sê ek dat hy nie gaan doen met die vraag nie. Hy gaan juist doen met die vraag. Maar hy doen dit op sy manier. En dit mag wees dat hy vir jou 'n opdrag gee wat jy moet uitvoer. Soos om jou 7 keer in die Jordaanrivier te laat doop as jy malaats is. Dit mag wees dat hy vir jou sê, gooi stok in die water en die byl dryf, wat ook al hy sê. Maar dit is na die tyd. As ek oor iets bid, en ek sit dit voor Vader neer, en ek besef in my hart, hy wat God is, hoor my, dan kan ek nie anders as om vrede te hê. Want hy is die sterkste. Hy is God. Hy is die Almagtige. God word nie aanbid omdat hy nuttig is nie. Baie Christene sien God net as iemand wat jou kan help met jou moeilikheid uit. Ek kan bid omdat ek net nie in die hel land nie. Ek kan bid om net dat hy my gaan help. God moet aanbid word omdat hy aanbiddingswaardig is. Hy is God. So as die Here nooit vir een van jou gebede beantwoord nie, as hy jou nooit help nie, as hy nooit iets voorsien nie, as hy niks maak in jou lewe, as hy jou totaal ignoreer, dan moet jy hom steeds aanbid, want hy is God. Jy het nie 'n opsie nie. God is God. En hy moet aanbid word. Nou kom die woord onder andere in Efesiërs 6 en hy sê, luister, ons is in 'n oorlog betrokke. Hier is oorlog. Efesiërs 6 vers 12 sê, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Ons is in 'n oorlog. En die kragtigste wapen wat jy het, hoor nou, die kragtigste wapen wat jy het in jou arsenaal, is aanbidding. Die sterkste wapen wat jy het. As die Here die klomp Israeliete uit Egipte land uitvat, en hy soos sy volk, en dan met hierdie volk gaan hy nou op pad loop, en deur hulle gaan die Messias gebore word, Jesus gaan deur hulle gebore word. Dan bring hy vir Moses die berg op, en hy sê, gaan sê vir hulle, dis 'n dekseremonie. En hy begin deur te sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander God voor my aangesig hê. Dis hoe hy begin met die gooi. God is die enige God. Die sterkste wapen wat jy het, is om hom te aanbid. Aanbidding maak iets gebeur in die geesdimensie. Dit bly nie dieselfde. Openbaring 12 vers 11 sê, hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis. Sê die bloed, dan oor genade. Ons is gered, ons is wedergebore, ons is kinders van God op grond van die bloed van Jesus en sy genade. Dis dit. Tweede ding, Jesus is God. Dis hulle belydenis. En hulle aanbid hom as God. Hulle het oorwin die bloed van die lam en hulle aanbidding.
Paulus en Silas in die tronk, middernag, haglike omstandighede. Dis mislik. Dan bid die Here. Terwyl hulle hom aanbid, is 'n aardbewing en alles verander. Alles verander. Op grond van hulle aanbidding. Aanbidding is kragtig. Dit getuig dat God is. Dit verklaar dat hy heers. Dis 'n adrenalien-inspuiting vir jou geloof. Die oomblik as dinge taai raak en jy begin hom aanbid, dan doen dit iets aan jou geloof. Iets moet verander. Die oomblik wat iets of iemand die Here aanbid, moet daar iets verander. Kan nie self doen, want God is God. Hy is die Here. Niks kan dit verander. Psalm 50 vers 23 sê, hy wat 'n offer van lof en danksegging bring, eer en verheerlik my, en wie ag jou sy pad. Ek sal hom God se verlossing laat ervaar. So as dinge taai raak, aanbid hom. Worship is the act of our body, soul, and spirit that releases the glory of God and the anointing power of the Holy Spirit onto and into every area of our being. Aanbidding kan nie verkeerd word. Iemand wat die Here aanbid, kan nie verkeerd word. Ek wil volgende vir jou sê, as jy raad op is, aanbid God. As alles skielik skeefloop in jou lewe, eerste ding hier, aanbid God. As jy voel jy kan nie meer, aanbid God. As jy hart breek, as hy 'n uitslag van die bloedtoets kom, en dis nie wat jy wil weet nie. As jy huwelik sukkel, dan is taai, is hard, is moeilik. As hy eensaam met jou vat, as jou geld opdroog, as jy slegte tyding kry, maak nie saak nie. Aanbid God, aanbid hom. Hierdie is 'n wapen, hierdie is die kragtigste stuk gereedskap wat jy in jou arsenaal het, is om God te aanbid, om buig vir hom. As dinge skeefloop, gaan nie kant in, buig vir hom. Gaan kniel voor hom, steek jou hande in die lug, sê Here, hier is God, ek aanbid die, ongeag wat aangaan, ek aanbid die, val neer voor hom, aanbid hom. Aanbidding bring onmiddellik in die geesdimensie verander. Onmiddellik. Kan nie anders. Psalm 118 vers 28 sê, U is my God, U wil ek loof, my God, U grootheid wil ek besing. Loof die Here, want hy is goed aan sy liefde. Is daar geen einde nie. As jy te midde van die krisis, te midde van die storm, te midde van die pyn, jou hande kan opsteek en sê, Here, U is God. En hy is goed, en ek is liefly, en ek kan bid nie, dan kan dit nie dieselfde bly nie. Psalm 95 vers 6 sê, kom ons val en eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. En wat letterlik met aanbidding gebeur, is die prentjie. Jou aanbidding verander omstandighede. Jou aanbidding aktiveer die engele. Jou aanbidding bind die vyand met kettinge. Aanbidding is die primêre rede waarom jy gemaak is. Dis die eerste. Jy mag geen ander God voor my. Aanbidding is lewe. Niemand kan jou keer nie. Niemand kan jou dwing nie.
Nie sodat hy dit moet verander nie, maar omdat hy is wie hy is, dan kan dit nie anders as om te verander. Aanbidding is die lewe. Ons bid. Here, ek vra dat U vir ons elkeen so 'n bewustheid, 'n openbaring, 'n epifanie, 'n ding sal gee net om te verstaan, te begryp. U is God. Daar is niemand naas U nie. Ons aanbid U, Here. Dankie dat U goed is, dankie dat U ons liefhet, dankie dat U ons help. Maar Here, ons aanbid U nie daarvoor nie, ons aanbid U omdat U God is.